Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons drink. So 'n klompie jare terug het ek die voorreg gehad om in Orlando Disney World te besoek. En dit het my verstom hoe hulle die kuns vervolmaak het om wag en in 'n ry te staan meer aantreklik te maak. In plaas van hierdie lang ry waar jy moet staan om te wag om ergens in te kom en op een van hierdie wat ons nou maar noem rides te gaan en ervarings te beleef, het hulle soos 'n zigzag ry wat jy nie agterkom hoe lank die ry is nie. En so in hierdie ry is daar dan oral skerms op waar hulle iets vertoon wat interessant is, wat jou aandag trek, wat miskien vir jou ook net wys wat wag vir jou as jy nou ingaan. En so het hulle wag, soos ek sê, om te kan wag, die kuns vervolmaak eintlik in die proses, want ek en jy hou nie van wag nie. En dit is ongelukkig so dat in die seisoene van die lewe, die seisoene nie net noodwendig op mekaar volg nie, maar dat daar soms hierdie wagperiode is, waar ons wag oor om te weet of ons 'n nuwe werk gaan kry, of ons 'n nuwe huis gaan kry, of ons verhouding gaan herstel, of wat ook al, waar daar amper soos 'n woestynperiode is van wag. En teen hierdie agtergrond lees ek baie interessant, of hoor ek 'n praatjie van 'n sogenaamde Jeffrey Graff, wat uitwy oor sy boek Don't Waste the Wait, 4 Steps to Take When God's Timing Feels Too Slow. En hoeveel keer het ons nie al in ons lewens dit beleef nie, en dan gebruik hy die akroniem vir wait, elke letter dan van die woordjie wait, watch, act, improve, trust. En hy meen dat dit die seisoen van wag met sinvolheid inkleer. En dan die vers of die gedeelte in Psalm 130 wat hy by aansluit, is daar die gedeelte wat sê: ek wag op die Here, my siel wag en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here meer as wagters op die môre. Wagters op die môre. En die belangrikheid om in daardie periode van wag mooi te gaan kyk, maar waarmee is die Here besig? Wat is besig om hier te gebeur? Wat wil die Here vir my leer in hierdie proses? Om werklik te kyk, te watch, maar dan ook om te act, om klein stappies te neem van geloof en te vertrou dat soos wat 'n mens in geloof uitstap en hierdie klein stappies neem, die groter oopvou of ontvou van 'n nuwe seisoen geleidelik sal plaasvind. Maar daarmee saam tog te verdiep, en dit is waarna hy verwys as hy die woordjie improve, te groei in jou verhouding met die Here, en net in 'n dieper en dieper verhouding met hom te staan, tyd met die woord te spandeer, tyd in gebed te spandeer, maar dan om onvoorwaardelik te vertrou. En wanneer 'n mens in 'n wagseisoen is, wil 'n mens mos inklim, en party van ons meer as ander, om te gaan herstel, om op te los en uit dit uit te kan kom. Terwyl vertroue eintlik net een groot ding behels, en dit is 'n vertroue in hom wat nie ingeperk word deur tyd en spasie soos ek en jy nie, maar wat reeds eintlik daar is, daar in die nuwe seisoen reeds wag. En daarom kan ons hom vertrou met die proses om daar te kom. Ek wil tog afsluit met hoe hy dit beskryf. Verskoon die Engels, maar dit is vir my net so treffend in hoe hy dit beskryf. Hy sê: a watchman does not control the sunrise, does not doubt the sunrise, does not rush the sunrise. He simply watches, stays awake, trusts what is certain but not yet visible. Jy kan hierdie gedeelte weer op my Facebook gaan lees, kan vir my skryf eugenekemp@me.com.